Goeiemôre julle. Welkom by dag 24 van lockdown. En ek hoop dat ten spyte van al die uitdagings, ten spyte van al die vrees en die onsekerheid het wat julle mee saamleef in terme van werk en finansies, dat dit regtig tog 'n tasbare, kosbare tyd vir jou en jou gesin saam was. Ek wil sommer graag van my kant af en van die gemeente se kant af wil ons graag feedback kry van julle. Hoe manage julle die lockdown? Hoe gaan dit met die klas gee by die huis? Mamas en papas, leef julle kinders nog? Stuur vir ons foto's van julle nuwe beroep waar julle as onderwysers optree. Stuur vir ons foto's waar die kinders dalk in detensie gesit het omdat hulle nie hulle huiswerk gedoen het nie. Stuur vir ons foto's asseblief op Facebook en op die WhatsApp groepie van daai van goeders wat julle as gesin saam doen die laaste 24 dae waarvoor julle nie noodwendig tyd het nie. Ons wil vanoggend begin om eerstens gou vir jy te celebrate. Vir jy en van Elise en Rian en elkeen van die ouens wat betrokke was die laaste paar weke dat ons elke Sondagoggend in ons huise as gemeente so by mekaar kan kom. De Wet, regtig mal dankie van my kant af, van Elise, Rian, julle is absolute legends. So van my kant af, spam asseblief ons Facebook bladsy met whoops of booms of thumbs up, om net vir hulle regtig dankie te sê, vir al die moeite wat hulle gedoen het. Ons as gemeente, en veral spesifiek die personeel by die kerkkantoor en die predikante, wil regtig bitter graag kontak maak met julle. Ons mis julle, selfs ek as introvert mis actually julle, en wil graag by julle hoor hoe gaan dit. Daarom asseblief neem die vrymoedigheid om op ons WhatsApp lyn 'n SMS of 'n message te stuur waarin julle sê oor dis ons gebedsbehoeftes. Hier is emosionele staf waarmee ons struggle, hierdie is die onsekerheid waarmee ons leef in terme van die werk, hierdie is ons finansiële uitdagings of ons het kos nodig. Wat great is van die WhatsApp message nommer is dat dit absoluut konfidensieel is, vertroulik is. Dit is nie soos 'n groep by die skool wat almal jou boodskap kan sien nie. Hierdie boodskap wat jy stuur na die kerk se WhatsApp nommer toe, gaan net na een persoon toe wat jy is, wat dit ontvang. So asseblief, laat weet asseblief vir ons waarvoor ons kan bid, hoe ons julle as predikante span kan ondersteun en hoe ons hierdie volgende 2 weke van lockdown saam met julle kan journey. Soos julle weet, is ons van 'n paar weke terug besig met 'n shelter by die kerk. En ek wil sommer gou eers 'n storie met julle deel oor wat gebeur het 'n paar dae gelede. Ek kyk een dag met so 'n paar van die manne om 'n tafel en die ouens vertel hulle lewensstorie, al die soppie detail van waar hulle afkom en wat gebeur het en wat is die dinge wat hulle bekommerd maak en onseker oor die toekoms is. En ek luister toe aandagtig en na die ouens op 'n praat het sê ek vir hulle, "Jesus, weet julle wat vir my moeilik is in terme van ons omstandighede op die oomblik? Ek is net al soveel keer ingedoen deur ander hawelose mense. Ouens het my stories vertel het hoe hulle graag wil verander en dan raak ek betrokke en dan help ek hulle. En op die einde van die dag, dan gaan hulle maar terug na hulle ou leefstyl toe. Op die einde van die dag kom ek agter dat hulle eintlik maar net vir my gejok het om my geld of my kos of klere by my uit te kry. En na ek hierdie bom gedrop het tussen die manne, sê die een ou vir my, sê, "Anton, ek neem dit nie kwaadlik nie. Maar ek kan regtig vandag bely dat hier is die eerste keer in 'n baie lang tyd dat ek vir meer as 3 weke nie 'n druppel drank op my lippe gehad het nie. Vir die eerste keer in 'n baie lang tyd is my kop nie de mekaar nie, is my kop nie doof of dom van al die alkohol of die dwelms wat ek gebruik nie. En daarom weet ek dat hierdie is 'n geleentheid wat die Here my gee om my game te lig, om my lewe te verander, om regtig die regte keuses te maak om 'n beter mens te word. En daarom wil ek van my kant af vir elkeen van julle wat iets bygedra het, of dit finansiëel is, of dit beddegoed was, of kos was, of julle kos afgelewer het, of julle koerier gespeel het om die kos by Pick n Pay te gaan optel en by die kerk te kom aflewer, wil ek regtig vanoggend opreg vir elkeen van julle dankie sê. Julle is besig om vir 17 manne 'n kans te gee in hierdie lewe, wat hulle nie andersins sou gehad het nie. En daarom is my lekker om deel van hierdie gemeente te wees, te sien dat hierdie gemeente nie net op hulle self gefokus nie, in 'n tyd vir ons regtig al die reg het om net na onsself toe te draai, maar reg nog steeds met 'n dienende en 'n gees te leef in hierdie uitdagende omstandighede. Ek sien nou dag van my kollegas, is eintlik vir my so lekker dat elke jaar vier ons Paasnaweek, elke jaar vier ons die opstanding en die kruis van Jesus, die kruis en opstanding van Jesus, en by die omstandighede wat vir ons baie gemaklik is. Vir die eerste keer in 'n baie lang tyd vier ons Jesus se kruis en sy opstanding, vier ons die hoop, vier ons die lewe, vier ons die belofte van God se ingrype deur sy seun, in 'n tyd waar ons wêrelde onseker is. In 'n tyd waar ons onseker is wat môre gaan gebeur. Ons tyd waar ons onseker is oor wanneer lockdown gaan wees. En daarom is dit great voorreg om vanoggend voor jy vir ons die boodskap te gee. Is dit ons voorreg om vanoggend saam Jesus
as Here te celebrate en ook Jesus as koning. So kom ons bid saam en dan maak ons die Here se naam groot en bely hom as ons Here en ons bely hom as ons koning in ons omstandighede, in ons onsekerheid, in ons vrese. Kom ons gee vir hom die eer. Kom ons bid saam. Here Jesus, so ongelooflik dankie dat ons as geloofsfamilie in elke huis reg oor die dorp, reg oor die land en selfs reg oor die wêreld vanoggend kan stil word en kan erken dat U is die Here. Dankie dat ons soos Petrus in ons de mekaar omstandighede kan sê, toe U vir hulle gevra het in Matteus 16, wie sê die mense is ek? Wie sê julle is ek? Dat hy kon gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dankie dat ons na Paasnaweek dit met ons hele menswees kan uitskree, om te sê, U is die Here, U is die een wat gesterf het, U is die een wat opgestaan het. En ons kom celebrate U as koning, nie net van ons lewens nie, nie net van ons gemeente nie, maar ook van hierdie de mekaar onseker wêreld wat binne ons leef. Dankie dat ek kan weet, Here God, dat die belofte waar is, dat U ons nooit los nie, dat U ons altyd vashou, dat U altyd ons in U teenwoordigheid kom toevou. En ek kom bid, Here God, dat U in ons omstandighede ook, nie net in ons land, maar in die hele wêreld, sal kom ingryp en van hierdie hele COVID omstandighede sal gebruik om U koninkryk in mense se lewens te kom laat deurbreek. Dankie dat ons aan U kan behoort, vir U kan lief wees en weet dat U ook onverstaanbaar, onvoorwaardelik, roekeloos lief is vir elkeen van ons. Amen. Jesus ons loof U, Jesus ons prys U, laat ons met engele loflied sing, nie meer verlore, U is gebore, ontvang die dank wat ons U bring. Jesus ons loof U, Jesus ons prys U, laat ons met engele loflied sing, nie meer verlore, U is gebore, ontvang die dank wat ons U bring. Jesus ons loof U, Jesus ons prys U, neem U ons harte en maak dit rein, dat ons gelowig U dien met liefde, ontvang die lof van kinders klein. Ons sing Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons sing Hosanna, want die koning het gekom en hy is hier.
vir ons. Ons sing Hosanna, want God het ingetree. Ons sing Hosanna, hy het sy lewe kom gee en hy sien vir ons die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Sing halleluja, want God is op die troon. Sing halleluja, want die dood het verloor by die kruis van Jesus. Sing halleluja, want die lig het gekom. Sing halleluja, daar's lewe deur hom Gekom vir jou en my, die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Hoe amazing is dit nie om te kan sing, die koning is hier nie. Om te weet dat Jesus is oral, hy is oral met ons, hy word nie vasgevang in kerkgebou nie, inteendeel is hy nou reg oor die wêreld, nee, maak nie saak waar ons by mekaar kom nie, of jy in Suid-Afrika in jou huis is, en waar jy ook al in die wêreld hierna kyk en saam met ons sy naam groot maak, hy is met jou. Dis 'n ongelooflike voorreg. Julle is vir my lekker om vandag weer saam met julle te kuier. Ja, jy moenie skrik nie. Julle sien nie iets anders aan my nie. Ek het net baie maarder geword. Ek het nie my hare gesny nie. So moenie skrik nie, so steeds net ek. Ek begin vandag 'n nuwe reeks saam met julle en dit is vir my lekker om saam met julle in julle huise te kuier. Maar voor ons begin, kom ons bid saam. Ag Here, dankie dat ons kan weet U is hier, U is oral. Dankie dat ons weet U is die koning, Jesus, U is heilig. U is die koning van die konings. Here, en ons wil sommer net bid en vra dat U ons harte vandag sal oopmaak. Here, help ons om U hart te sien, Here. Gee ons wysheid. Ons is op soek na wysheid, Here. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Een van my gunsteling dinge om te doen in hierdie tyd, tot die frustrasie van my familie, is om na die nuuskanale te gaan op DStv en 'n bietjie daar rond te spring en te kyk hoe
lande reageer ten opsigte van die COVID-19 pandemie. Yes, en my mond hang partykeer oop. Partykeer is dit lagwekkend om te sien wat lande alles aanvang. Lande met al die kennis maak so droog. Hulle dink hulle maak baie wyse besluite, maar dan kom dit daarop neer dat hulle het nie 'n klou wat aangaan nie. En hulle maak stupid besluite. Hulle maak groot besluite, nee. Ons sien hoe leiers reg oor die wêreld groot besluite moet maak. Dalk nie nou nie, maar dalk binnekort groot besluite gaan moet maak wat mense se lewens vir ewig gaan verander. Op 'n goeie manier of dalk op 'n slegte manier. Maar dis nie net leiers van lande wie nou besluite moet maak en lewens gaan moet verander nie. Ons almal maak besluite. Navorsing wys vir ons dat ons elke liewe dag 35,000 besluite maak, elke volwassene van ons. Nee, ja, miskien is dit nou bietjie anderste in hierdie inperkingstyd, maar ons maak nog steeds elke liewe dag 'n klomp besluite. En elke besluit is soos 'n vurk in die pad. Elke besluit moet jy besluit, okay, gaan ek dit doen of gaan ek dat doen? En as jy die een pad gevat het en dis die verkeerde besluit, kan jy nie omdraai en sê, okay, nee, wow, kom ons rewind, kom ons gaan doen dit oor en ons gaan dit reg kry die keer nie. Nee. As jy op daai pad is jy op daai pad. 'n Klomp van ons gaan dalk nou in die toekoms, dalk nou binnekort, 'n klompie groot besluite moet maak. Moeilike besluite. Besluite oor ons finansies. Besluite oor jou beroep. Miskien wil jy al lankal van beroep verander het, of miskien het jou beroep totaal en al verander as gevolg van COVID-19. Miskien moet jy besluite maak oor verhoudings. Miskien moet jy besluite maak, miskien is jy 'n werkgewer en jy moet besluit, hoorie, hoe gaan my werk vorentoe gaan? Gaan ek mense moet aflê of gaan ek mense 'n paycut moet gee? Gaan ek self 'n paycut neem? Wat gaan ek doen? Daar lê 'n klomp groot besluite vir ons almal binnekort voor. En ons almal kort wysheid. Ons het dit brood nodig. Wat is wysheid? As ek nie weet wat beteken 'n woord nie, dan gaan kyk ek baie keer in die woordeboek en ek gaan soek 'n klompie sinonieme vir daardie woord. Wysheid se sinonieme is insig, ervaring, gesonde verstand. Wysheid is wanneer jy of wanneer 'n wyse persoon verskillende opsies sien waar ander mense net dalk een moontlikheid of twee moontlikhede sien. Ek weet nie of julle al ooit daai ervaring gehad het nie. Jy sit met 'n klompie, of jy moet 'n belangrike keuse maak, nê? Hier is 'n belangrike besluit in jou lewe wat jy moet maak en jy sien net twee opsies. Jy sien of ek moet dit doen of ek moet dat doen, nê? En dan gaan raadpleeg jy 'n wyse persoon in jou lewe en jy gaan vra vir hulle, hoor, help my net gou. Wat moet ek doen, nê? Ek kan of dit doen of dat doen. En dan sê daai persoon vir jou, nee, wow, daar's nie net dit of dat nie. Daar's hierdie, jy kan dit besluit, jy kan dit besluit, jy kan dit besluit of jy kan dit besluit. Daar's 'n hele klompie keuses wat jy kan maak. Sien, wysheid gaan daaroor om in 'n geblurde tyd baie duidelikheid te hê. Gerard von Rad het dit vir my so mooi opgesom. Hy sê, wisdom is becoming competent with regard to the realities of life. Competent with regard to the realities of life, né? Met ander woorde, wysheid is om te verstaan hoe die lewe werklik werk, né? En om te verstaan, as jy hierdie besluit hier gaan neem, gaan dit 'n effek hê op hierdie aspek van jou lewe. En om na die hele totale spektrum van die lewe te kyk wanneer jy besluite neem. Beteken dit, hoe meer kennis jy het, hoe meer wys gaan jy wees? Nee. Ons almal ken daardie verskriklike slim persoon, hè, 'n persoon met ontsettend baie kennis, wat ontsettende stupid goed al aangevang het in hulle lewens, wat dom besluite gemaak het, wat aangejaag het. Sien, wysheid veronderstel kennis, maar wysheid beteken hoe jy jou kennis gebruik, wat jy daarmee maak, hoe jy vanuit jou kennis optree. Ons leef in 'n onbekende tyd, ons leef in 'n geblurde tyd. En in hierdie tyd het ons ongelooflik baie duidelikheid nodig. Het ons ongelooflik baie wysheid nodig. Ek wonder nogal, wat is jou source van jou wysheid? Waar gaan soek jy na wysheid?
Baie van ons, baie jong mense, se belangrikste hulpbron ten opsigte van wysheid is Google. Ons almal het al gegoogel how to, né? Hoe om dit te doen, wat om te doen in hierdie situasie, wat om te doen in daai situasie. As jy dit nog nie gedoen het, jy gaan doen jouself die guns en tik net in Google in how to en jy gaan so lang lys sien van verskillende opsies wat hulle sê oor die how to do this, how to do that, how to do this, né? Ons hoofdoel of ons hoofhulpbron van wysheid is Google. Julle maar daar's 'n boek. 'n Boek wat reël is. 'n Boek wat vir ons wys hoe die lewe werklik werk. Dis die Bybel. Kom ons lees saam uit die Bybel uit Genesis 37. Ons gaan vir die volgende paar weke gaan ons stil staan in Genesis en ons gaan kyk na die verhaal van Josef en ons gaan kyk hoe ons wysheid in sy verhaal kan optel. So kom ons lees uit hoofstuk 37 vers 2. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, 17, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hul pa aangedra. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat hy in sy ouderdom gebore is. En daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enigiemand van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry en hulle niks goeds oor hom gesê nie. Op 'n keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind en skielik gaan staan my gerf regop en julle gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne. Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou. Jy sal oor ons koning word. Dink jy dalk jy sal oor ons regeer? Oor sy drome en praatjies het hulle 'n nog groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog 'n ander droom gehad en hy het dit ook vir sy broers gaan vertel. Hy het gesê, ek het weer gedroom. Die son en die maan en die 11 sterre het voor my kom buig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berisp en vir hom gesê, wat vir 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou, ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig? Sy broers was afgunstig op hom en sy pa het aan die droom bly dink. Dan spring ons na vers 23. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put sonder water. Daarna het hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egipte toe, en op hulle kamele was daar gom, balsam en haars gelaai. Toe sê Juda vir sy broers, watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moet nie sy lewe neem nie, hy is ons broer, hy is bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister, en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop, en die het hom Egipte toegevat. Toe Reuben terugkom by die put, was Josef nie daar nie. Reuben het sy klere geskeur en teruggegaan na sy broers toe, en vir hulle gesê, die kind is weg, wat moet ek nou doen? Maar sy broers het 'n boklam geslag en die klere van Josef gevat en in die bloed gedoop. Toe stuur hulle Josef se klere met 'n boodskap vir hulle pa. Ons het dit opgetel. Kyk of dit dalk u seun se klere is. Israel het dit herken en gesê, dit is my seun se klere. 'n Roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur en rouklere aangetrek. Hy het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos. Julle, wow, wat 'n draai met wat 'n verhaal met klomp draaie en twists en ja, mense mond hang eintlik oop as mens hierdie storie lees. Maar kom ons unpack bietjie hierdie storie. In hierdie storie lees ons in vers 3 dat Jakob
in hierdie verhaal, onthou sy naam het verander na Israel toe, het Jakob sy seun Josef liewer gehad as al sy ander seuns. En hulle het dit opgemerk. Maar waar kom dit vandaan? Sien, dis iets wat Jakob self ervaar het. Jakob se pa Isak het gekies om sy broer Esau liewer te hê as vir hom. En in Jakob was daar altyd hierdie diep longing om liefgehet te word. Hy het hierdie behoefte gehad om werklik te behoort, om te voel hoe iemand hom werklik liefhet. En eendag op sy reise sien hy hierdie mooi vrou Rachel en hy dink toe by homself, hoorie, okay, maar as ek net met Rachel kan trou, sal dit my lewe fix. Sal dit vir my gee wat ek nog altyd voorsoek. Sal dit vir my daai liefde gee wat ek nog altyd wou gehad het. En Jakob sukkel om met Rachel te trou. Ons ken die verhaal, né? Ons het nou die laaste paar weke in die insig dagstukkies gelees waar Jakob wou graag met Rachel trou en hy gaan vra toe vir Laban, hoorie, hy wil met Rachel trou en Laban sê vir hom, is reg, jy kan met haar trou, maar jy moet eers 7 jaar vir haar werk. En Jakob werk vir 7 jaar en die aand na die troue, as hy wakker word en hy maak sy oë oop en sê hy, ek het nie met Rachel getrou nie, dis Lea wat langs my lê, Rachel se sussie. En dan is hy kwaad en hy gaan terug na Laban toe en hy sê, hoorie, maar ek wil met Rachel trou, ek wil nie met Lea trou nie. En Laban sê, okay, ja nee, is reg, jy kan met Rachel trou, maar dan gaan jy nog 7 jaar met werk. En Jakob sê, nee, is reg, ek sal vir 7 jaar vir haar ook werk. En op die ouene trou hy met Rachel. En hy kry eers 'n klompie kinders by die ander vrouens, by Lea en by sy slawe kry hy 'n klompie ander seuns. En dan, as hy oud is, kry hy eers 2 seuns by Rachel, Josef en Benjamin. En ongelukkig gaan Rachel dood met die geboorte van Benjamin. Maar Jakob is ongelooflik lief vir Josef. Hy ag Josef as sy eerste gebore seun. Hy plaas al sy emosionele aandag, al sy fokus, plaas hy net op Josef en dit maak die ander seuns kwaad. Jakob gaan so ver en hy begin lang klere met lang moue, daai Technicolor Dreamcoat, maak hy toe vir Josef. En ons weet vandag dat klere was 'n luxury item in die antieke tye. Nie almal het fancy klere gehad nie. So Jakob het gegaan en baie geld uitgehaal en op Josef spandeer. Hy het dit nie gedoen vir sy ander seuns nie. Hy het nie soveel geld op hulle spandeer nie. En hulle sien dit raak. Jy weet mos, daar waar jy jou geld gaan, dit wys vir jou waar jou hart regtig is. En die seuns sien dat Jakob se hart is nie by hulle nie. Jakob se hart is by Josef. Hierdie optrede van Jakob, kom en vergiftig die hele gesin. Ons sien dit op 'n klompie plekke in Genesis 37, ons sien dit in Josef se lewe. Vers 2 lees ons dat Josef gegaan het en stories begin aandra het oor sy broers vir Jakob. Nou ons het dit vertaal na slegte stories toe in Afrikaans, maar die Hebreëse woord daar beteken eintlik leuns, Josef het eintlik gegaan en valse getuienisse oor sy broers gaan vertel by sy pa en dit het hulle ontsettend kwaad gemaak. Hulle kon dit nie vat nie. Hulle het hom begin haat. Hulle afkeer van hom gekry. Dan lees ons 'n bietjie verder dat Josef 'n paar drome begin droom het. En binne die konteks waar hulle hom al klaar gehad het, droom hy hierdie drome en hy gaan staan en vertel dit vir sy broers. En hy vertel eers die eerste droom vir hulle en hulle word ontsettend kwaad vir hom en hulle begin hom al hoe meer haat. Hulle hou niks van hom nie. Mens sou dink, Josef sou nou leer, hy gaan nie weer hierdie fout maak om dit weer aan sy broers te doen nie, maar nee. Dit gebeur nie. Josef droom 'n tweede droom, 'n soortgelyke droom, en wat gaan doen hy? Hy vertel dit weer vir sy broers en vir sy pa. En mens sien hoe die haat vir Josef net groter en groter en groter word. Mens sou dink Josef gaan verander, maar nee. Ons sien hoe Josef eintlik ontwikkel in 'n arrogante, evil, spoiled brat. En Jakob tel dit op, Hierdie seun vir wie Jakob so lief is,
vat Jakob aan en sê, hoorie, maar jy kan nie dit doen nie, dit is skadelik vir ons gesin. Dit beïnvloed ons hele familie. Hy berisp hom. En dit affekteer sy broers ongelooflik baie. Ons lees op 3 plekke in Genesis 37 dat sy broers hom begin haat het. En ons weet vandag, as Hebreëse skrywers iets 3 keer herhaal, was dit nogal prominent, Hulle was baie spaarsamig met hulle woorde, so hulle het iets 1 keer gesê en dit was vir hulle goed genoeg, maar die feit dat hulle dit hier 3 keer sê, vers 4, vers 5 en vers 8, dat Josef se broers hom begin haat het, wys hoe ernstig dit was. Dit was so ernstig dat hulle begin 'n komplot bymekaar maak het om hom te vermoor. Om te sê, hoorie, ons moet ontslaa raak van hierdie ouetjie in ons lewens. En dan sê hulle, om hom te vermoor is dalk bietjie erg, So, kom ons verkoop hom net eintlik vir slawe. Maar dis eintlik maar net 'n tweede doodsvonnis. En dan gaan hulle so ver en hulle lieg vir hulle pa, en jy sien net die een dwaase besluit op die ander, jy sien hoe hulle gesin heeltemal vergiftig is. In Genesis 37 is daar nie baie sprake van wysheid nie. Jy sien eintlik meer dwaasheid. Jy kan maklik daar sit en jy kan dink, weet jy, daai is antieke mense. Ons het al so verstandig geword, ons het al so verander, die laaste paar eeue het ons gemiddelde IQ baie gestyg, so ons is baie slimmer as dit, ons gaan ons nie selfde foute maak nie. Ek lees hierdie week 'n interessante artikel van Jerome Kagan. Jerome Kagan was 'n opvoedkundige, sielkundige by Harvard Universiteit, 'n professor daar gewees, en hy het navorsing gedoen oor duisende mense oor verskillende kulture. En hulle het agtergekom dat mense het basies 3 reaksies, 3 tipe responses wanneer ons in moeilikheid beland, wanneer ons stres ervaar, wanneer ons probleme het. Die drie verskillende responses, die 3 verskillende reaksies is eerstens die angstige reaksie. Dis mense wat wanneer hulle moeilikheid ervaar, dan sê hulle, laat ek net hier uitkom, Maak nie saak wat ek verloor nie, ek wil net hier uitkom. Laat ek net wegkom. Dis mense wat meer pessimisties is en net altyd wil wegkom. Die tweede reaksie of die tweede respons wat daar gewoonlik is die aggressiewe respons of die aggressiewe reaksie. Dis mense wat bedraad is om te sê wanneer daar moeilikheid kom, wanneer hulle probleme ervaar is, hoorie, nee, laat ek inkom. Ek het dit om dit uit te sorteer. So gee my kans. Ek wil dit gaan uitsorteer, Dis mense wat optimisties is mense wat confidence het dat hulle dit het om dit uit te sorteer. Die derde reaksie wat mense het is die filosofiese reaksie. Dis die mense wat sê wanneer die moeilikheid slaan, is wat sê, hoorie nee, wag. Kom ons kalmeer, almal kalmeer. Kom ons haal diep asem en ons kyk eers wat gebeur. Ons hou hierdie saak fyn dop en dan sal ons besluit wat ons gaan doen. Elkeen van ons reageer op een van hierdie maniere. Een van hierdie reaksies is ons natuurlike reaksie. En dit voel vir ons reg, Dit voel vir ons, hoorie, dis die regte manier hoe om te reageer. Dis die wyse ding om te doen. Omdat dit instinktief net gebeur, ons is dan so gemaak, moet dit reg wees. Maar kyk, hulle het agtergekom dat die meeste van die gevalle, wanneer jy reageer vanuit jou natuurlike respons, is dit verkeerd. Is dit dwaas. Maak jy foute. Sien, angstige mense of mense wat op die angstige manier reageer, is goed wanneer die stakes high is, wanneer die gevaar groot is, wanneer jou lewe op die spel is, wanneer daar nie tyd is om te gaan veg of om bul te wees of om eers te dink daaroor nie, wanneer jy net moet wegkom, net om jou lewe te red. Dis wanneer angstige mense se reaksie die beste is. Die aggressiewe reaksie is die beste wanneer die gevaar so middelmatig is, wanneer jou lewe daarom nie op die spel is nie. Wanneer daai mense kan inspring, dit gaan uitsorteer en so aan, en selfs al werk dit nie, selfs al mors hulle op, dan gaan jy daarom nie jou lewe verloor nie, daarom is dit dan nie dodelik nie. Waar die filosofiese reaksie of respons die beste werk, is wanneer die gevaar erger lyk as wat dit regtig is. Wanneer daar tyd is waar jy die kans het om te sê, hoorie, maar kom ons staan net eers terug. Kom ons kyk wat gebeur.
kom ons kyk hoe loop die dinge uit. Maar is die ding nie. Die tyd en die plek moet presies reg wees vir jou reaksie om perfek te wees. Om die meeste van die kere is dit nie reg nie. Kyk hulle kom toe agter dat moderne ouers vandag sê, weet jy, die beste vir jou kind is om hom net te los om homself te wees of haarself te vind, né? Maar dan los jy die kinders dat hulle die heeltyd vanuit hulle natuurlike respons of natuurlike reaksie reageer. En jy los jou kind om die heeltyd net dwaase keuses te maak. Sien, goeie gesonde ouerskap is om die donker kant in jou kinders se temperament raak te sien, né? Ons almal ken ons kinders, die van ons wat ouers is. Ons ken ons kinders. Ons weet waar lê daai flaws in jou kinders se lewens. En goeie ouerskap is nie dan om te sê, okay, nee, maar ek gaan nou net my kind los, nê, dat hy altyd maar net so reageer nie. Goeie ouerskap is dan wanneer jy ingryp en sê, hoorie, maar ek kan nie toelaat dat my kind altyd op hierdie dwaase manier reageer nie. Ek gaan hom leer om 'n klomp wyse reaksies aan te leer. Om nie altyd op sy default terug te val nie, maar om wys te wees. Hierdie is nie net van toepassing op kinders en ouerskap nie, né? Hoeveel keer hoor ons nie vandag dat die kultuur sê vir ons, weet jy moet net jouself vind, of jy moet net jouself wees nie. Is maar vanuit hierdie navorsing weet ons dan, as jy net jouself is, en jy val net altyd terug op jou natuurlike reaksie, op jou natuurlike responses, gaan jy 'n klomp dwaase besluite maak, gaan jy 'n klomp stupid goed aanvang, gaan jy aanjaag. En jou natuurlike reaksie is nie altyd die beste nie. Dis eintlik baie dwaas. Ja, ons is nie so wys soos wat ons dink ons is nie. Ons storie is nie so ver verwyder van Josef se storie nie. Josef se storie is eintlik ons storie. Daar's 'n paar goed wat ons kan leer vanuit Genesis 37. Vir ons wat op soek is na wysheid, moet ons hierdie paar goeders optel uit Genesis 37. So kom ek share dit met julle. Die eerste ding wat ons sien is, ons moet leer om ver te kyk. Julle, ons is so kortsigtig. Ons wil alles nou hê, ons wil dit nou doen, alles moet nou gebeur. Ek is seker ons almal het dit nou al in hierdie lockdown tyd ervaar, nê? Jy wil graag iets doen, jy wil iets by jou huis regmaak, of jy wil iets bak, of jy wil iets doen, maar jy kan nie, want die winkels is toe, jy mag nie ry nie, jy mag nie daar uitkom nie. Hoe frustrerend is dit nie, nê? Want jy wil dit nou doen, en jy wil nou daaraan aandag gee. Ons wil dinge nou doen. Die besluite wat ons maak, selfs die grootste besluite wat ons maak, dink ons nie aan die gevolge wat daar in die langtermyn gaan wees nie. Ons kyk net nou hier wat in ons lewe aangaan. Dink gou vir 'n oomblik terug, toe jy nog in die huis was, toe jy nog 'n kind was. Onthou al jou ouers se flaws. Onthou hulle tekortkominge. Onthou daai goeders wat jou so frustreer het, daai goed wat jy gesê het, hoorie, ek gaan nooit so wees nie. Weet jy waar is dit alles nou? Raai? Dis in jou. Of jy het dalk besluit, hoorie, ek gaan nooit so wees nie, en jy het alles in jou lewe gedoen om nooit so te wees nie. Hoe ook al. Jou ouers se besluite, of dit goed was en of dit sleg was, het 'n direkte invloed op wie jy vandag is. Op hoe jy vandag leef. Ons sien dit in Genesis 37. Ons sien hoe Josef se oupa, Isak, Jakob se pa, se besluite, hoe hy gekies het om sy gesin lief te hê en wat hy gedoen het, hoe dit 'n direkte invloed op Josef gehad het. Dat dit het veroorsaak het dat hy in 'n sekere manier uitgedraai het. En dat hy in 'n sekere manier begin lewe het. Ons sien hoe sy broers kortsigtig is. Hoe sy broers nie dink oor wat se effek hulle besluit in die langtermyn gaan hê nie. Hulle wil net nou ontslaa raak van hierdie simpel boetie van hulle. Hulle wil hom net weg hê. Hulle dink nie aan wat se effek dit op die res van hulle gesin gaan hê nie. Hulle wil net nou dit uitsorteer. Julle, ons kyk nie ver wanneer ons besluite neem nie. Ons dink nie daaraan wat se effek dit
op my lewe gaan hê oor 5 of 10 jaar of 20 jaar nie. Ons dink nie aan nie. 'n Goeie vraag wat ons onsself moet afvra wanneer jy 'n groot besluit moet neem, wanneer jy wysheid kort kom, is om te vra oor, hoe gaan dit my lewe beïnvloed oor 5 jaar, oor 10 jaar, oor 20 jaar? En hoe gaan dit my gesin se lewe beïnvloed? Gaan dit dalk my kinders se lewens negatief beïnvloed? Of gaan dit hulle lewens verbeter? Ons moet leer om ver te kyk. Die tweede ding wat ons sien hier in Genesis 37, wanneer ons op soek is na wysheid, is dat nie alles wat waar is wys nie. Ons lees van Josef dat hy 'n paar drome gehad het, en hierdie drome het werklik gebeur. Hy het nie gedroom dat hy gedroom het nie, dis nie 'n storie wat opgemaak is nie, hy het regtig gedroom, dit het werklik gebeur. En dit turns out dat hierdie drome later in die verhaal waar geword het. Ons gaan later in die reeks gaan ons daarby stil staan. Maar die feit dat dit werklik gebeur het nie gemaak dat dit wys was vir Josef om dit oral te gaan share nie. Josef se boeties het hom gehaat. Hulle het niks van hom gehou nie en hy het dit geweet. Hy het geweet hulle hou nie van hom nie. Hy het allerhande goeders gedoen om dit nog verder aan te jaag. Maar dit hou nie vir Josef terug om nie hierdie drome met hulle te share nie. Dan nog daarbey saam was dat Josef het in 'n hiërargiese patriargale kultuur groot geword, né? Wat dit beteken is die oudste man in die huis of in die gesin was altyd die belangrikste en dit het van daar af het hierdie hiërargies afgeneem, né? So in die huis was die pa die belangrikste en onder hom was die oudste seun en so gaan dit aan en aan en aan. En in hierdie droom kom sê Josef eintlik, hoorie, ek wat een van die jongstes is, ek gaan die belangrikste word en julle almal gaan voor my kom buig. En dit het hierdie ouens se temperatuur gauges laat ontplof. Hulle kon dit nie vat nie. Hulle het hom net nog meer gehad, hulle het selfs sy dood begin beplan daarna. Net om dit waar was nie wys nie. Ja, ek het in die laaste maand of 2 het ek dieselfde ervaring gehad. Ja, ek het nie 'n droom gehad dat mense voor my gaan buig nie. Ons het 'n baba dogtertjie in die huis, Oulia, sy's in Februarie gebore en 2 weke na geboorte word sy ernstig siek. En ek en my vrou Talita jaag toe een nag met haar ongevalle toe. Ja, sy het hoë koors gehad, sy kan sien sy is nie lekker nie en die dokters daar besluit toe om haar op te neem en ja, ons was nie aanvanklik seker is so ernstig nie en toe ons weer sien toe eindig ons op in ICU en besef toe hierdie is nou nogal ernstig. En so begin almal te vra hoorie, maar wat's fout, nee, en aanvanklik weet ons nie wat's fout nie, ons wag nog vir die toets om uit te kom. En die dokter kom toe uit eendag en sê vir Talita, hoorie, klein Lia het die coronavirus. Maar nie worry nie, dis nie die ernstige een nie, dis een van die ander strands, so dit jy kan ontspan, hè. En ja, sorry, my oor rek eers maar ek hoor toe okay, dis nie die COVID-19 strand nie. Dis net die coronavirus, né? En op daardie stadium was daar, ek dink dit was 1 of 2 gevalle van die COVID-19 virus in Suid-Afrika. Maar mense het al klaar begin vrees, mense het al klaar met 'n klomp spanning rondgeloop oor die COVID-19 virus. En ek gaan toe en ek begin vir mense sê as hulle vra hoorie, maar wat's fout? Wat is fout met Lia? Dan sê ek vir hulle nee, maar sy die coronavirus. Yes, hoorie, en dan het mense se oë net so groot getrek. En hulle kon nie glo nie, hulle het gevra, hoorie, maar gaan sy okay wees? Waar het sy dit gekry en alles? Nou moes ek altyd eers sê nee, maar dis 'n ander strand en wat. Mense het dit nie heeltemal verstaan nie. Alhoewel dit waar was dat sy die coronavirus gehad het, was dit nie die wysste ding om te sê vir almal, hoorie, maar sy het die coronavirus nie. Ons het toe besluit nee, ons gaan sê sy het bronchiolitis of sy het 'n respiratoriese virus en so aan, net om mense dit te verduidelik. Weet julle, ek kom agter nê, ons gryp vandag na enige stukkie waarheid, enige stukkie waarheid of nuus wat daar is, nê, of dit waar is of nie, ons dink is wys. As mense goed vir ons stuur op WhatsApp of op Facebook of as mense van jou storie vertel, jy dink dadelik dis wys, of dit waar is of nie.
Ons check nie eers of dit waar is of nie. Jy forward dit net dadelik. Jy stuur dit net dadelik vir ander mense. Jy wil dit net dadelik share, nee. Yes, hoor jy hoe amazing was dit nie om te sien hoe fake news net ewe skielik so groot word in hierdie kort tydjie nie. En dit is scary om te dink dat mense enigiets sal aanstuur. Dat mense nie eers sal dink of te gaan soek of dit waar is of nie. Hulle stuur dit net aan. En ons sal moet leer om eers te gaan check, is iets waar of is iets vals, né? Ons sal eintlik moet vanuit 'n staanspoor uit moet sê, hoor jy, alles is vals voordat ek dit nie gecheck het of dit waar is nie. En dan as ek gesien het dis waar, dan moet jy eers besluit, hoor jy, maar is dit wys om dit aan te stuur? Gaan dit daardie persoon na wie toe ek dit stuur, gaan dit hulle lewe verbeter? Gaan dit my en hulle verhouding verbeter? Maar die belangrikste van alles is, gaan dit die koninkryk van God laat kom in hulle lewens? Of gaan dit net verinneweer? Julle, nie alles wat waar is wys nie. Die derde ding wat ons leer in Genesis 37 is dat jou dwaase besluite jou nie definieer nie. Julle, ons het dit nou vir mekaar genoem, dat in Genesis 37 sien ons eintlik geen wysheid nie. Ons sien eintlik net die een dwaase besluit op die ander een. Ons sien hoe 'n pa een seun voortrek, ons sien hoe dit daai seun se lewe rig en hy 'n leenaar word en hoe sy broers hom begin haat, hoe hulle 'n moord beplan en naderhand hom verkoop vir slawerny. Ons sien net eintlik 'n klomp stupid besluit. Ons sien hoe mense aanjaag. Ja, ek weet nie of jy dit al opgetel het nie, nee, maar uit hierdie gesin kom die Messias. God kies om hierdie gesin te gebruik om die wêreld te red. Jy kan maar gaan kyk in die Bybel, nê. Al die persone wat daar genoem word in die Bybel, al die persone jaag ergens aan. Maak ergens droog. Doen dwaase stupid goed. Daar's nie een persoon wat nie iets stupids doen nie, behalwe een. Daar's een persoon wie ook gevange geneem is. Daar's een persoon wie se lyf ook verkoop is vir silwer muntstukke. Daar's een persoon wie ook in 'n gat gegooi is onder Kajafas se huis en gelos is om dood te gaan. En daardie persoon het betaal vir al ons dwaase besluite. Daardie persoon het aan 'n kruis gehang. Die seun van God het aan 'n kruis gehang en die dood oorwin om te betaal vir my en jou dwaase goed wat ons aanvang. Weet julle, dit definieer wie ons is. Dit maak om te sê, hoorie, maar ons is nie ons dwaase besluite nie. Ons is kinders van God. Ons weet hoe die storie eindig, soos Iwer gesê het laasweek. Ons weet hoe die storie eindig. Ons hoef nie toe te laat dat ons dwaase besluite ons definieer nie. Ja, ek weet, daar's van ons vanoggend wat struggle, wat die heeltyd swaar dra aan goed wat ons in die verlede gedoen het. Dwaase besluite wat ons gemaak het. En ons kry dit nie reg om dit te los nie. Ons kry dit nie reg om dit agter te laat nie. As jy jouself vang, dan dink jy weer daaraan en jy spyt. Jy is ongelooflik spyt oor die goed wat jy gedoen het. Jy kry dit nie reg om jouself te vergewe nie. Jy kan dit nie verstaan hoe God jou vergewe het nie. Maar weet dit, deur wat Jesus Christus vir ons gedoen het aan die kruis, is ons nuwe mense, het ons 'n nuwe definisie, bepaal dit wat ons in die verlede gedoen het, bepaal ons dwaase besluite, ons dwaase keuses, bepaal dit nie wie ons is nie.
Jesus Christus bepaal wie ons is. En ons moet kies om hom te volg, ons moet kies om onsself na onsself te kyk deur die manier oor hoe hy na ons kyk. Weet jy, deur Jesus Christus is jy 'n nuwe mens. Is jou definisie, jy is vry. Jy is versoen. Jy is vergewe. Jou dwaase besluite definieer nie wie jy is nie. En vanuit dit, vanuit daardie verstaan, kan ons in ons donkerste oomblikke, in die oomblikke wat ons die mees hopeloos is, kan ons sê, maar Jesus is steeds the King of Kings. Ons kan sing, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, 3 in 1. Want hy, wat hy gedoen het, bepaal wie ons is. Ja, miskien struggle jy nog steeds met daai staf wat jy saam met jou dra, daai keuses wat jy gedoen het. Ja, ek wil vanoggend vir jou die geleentheid gee om saam met my te bid. Om saam met my te bid en te vra, Here Jesus, word U die leier van my lewe en kom vat U hierdie stuk brokenness, hierdie dwaase besluite wat ek geneem het, Here, kom en vat U dit asseblief weg van my af. Kom en vergewe my. Miskien het jy dit al gebid. Miskien het jy al klaar weer 'n klompie dwaase ander goeders gedoen. Miskien is dit weer tyd om dit weer te bid. Kom ons bid. En ons vra vir die Here dat hy ons sal lei en dat hy ons sal help. Here, dankie vir wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Dankie dat ons dit laasweek kon vier en ons onsself daaraan kon herinner deur die beker te drink en brood te eet, Here. Dankie dat ons 'n nuwe definisie het. Dat ons dwaase besluite ons nie definieer nie. Here, maar daar's 'n klomp van ons wat nog steeds daarmee struggle. Wat steeds hierdie swaar sak saam met ons dra van al die staf wat ons in die verlede aangevang het, Here. En ons wil vandag weer by U kom sit. En vir U kom vra, Here, Jesus, word die leier van my lewe. Jesus, kom en vat al hierdie brokenness, vat al hierdie dwaase besluite wat ek gemaak het, kom en vat dit weg van my, Here. Kom en vergewe my asseblief. Here, dankie dat ons kan weet dat dit wat U aan die kruis gedoen het, gee vir ons 'n nuwe definisie. Dat U anders na ons kyk. Dat U ons raak sien as nuwe mense, vry mense. Here, help ons om onsself so te sien, Here. Here, help ons om te sing. In ons donkerste tye, in ons mees moedelose tye, Here. Help ons om te sing dat U, Jesus, are still the King of Kings, Here. Help ons om te sing, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, 3 in 1. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from the throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, 3 in 1. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings.
despise the cross. For even in the suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from the tombs, and the angels stood in awe, and the souls of all who'd come to the Father and restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit hid the flame. Now the gospel truth of all shall not heal and shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Jesus is werklik die King of Kings en daarom kan ons hom prys. Jesus definieer wie hy is, nie jou dwaase besluit nie. Mag jy op soek wees na wysheid. Mag jy leer om ver te kyk. Mag jy besef dat alles wat waar is nie altyd wys nie. En mag jy leer om na jouself te kyk op 'n manier wat Jesus na jou kyk. Te besef dat jou dwaase besluite definieer jou nie. Ontvang die seën van die Here. Die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees is oral elke dag met jou. En ons almal sê, Amen.